Almal van ons is ergens in 'n posisie wat ons as Christene ook leiding moet neem. En daarom gaan ons vandag kyk na Christelike leierskap. Ons skriflesing is in 1 Korintiërs 11 vers 1. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. In ons spreektaal word 'n padteken dikwels 'n padpredikant genoem. En ongelukkig is dit so dikwels waar van Christenleiers, dat ons soms net soos 'n padteken is. 'n Padteken wys 'n mens waarheen om te gaan, maar dit gaan nooit self soontoe nie. Dit bly staan maar altyd op dieselfde plek. Daarom is hierdie woorde so belangrik. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. En hierdie kort sinnetjie van ons 'n baie belangrike beginsel vir Christelike leierskap. Lei deur vir Jesus te volg. Om 'n Christenleier te wees beteken in die eerste plek dat jy vir Jesus moet volg. Ons kan 1 Korintiërs 12 vers 1 ook in ander woorde stel. Ek volg vir Jesus, daarom moet julle my voorbeeld volg, sover as ek sy voorbeeld volg. 'n Christenleier lei deur vir Jesus te volg. Dit geld nie net vir kerkraadslede nie, maar ook vir mans, dat hulle vrouens moet lei, moeders wat leiding aan hulle kinders moet gee, en selfs wanneer jy leiding by die werksplek neem. Voordat jy iemand anders kan lei, moet jy eers leer om self 'n volgeling van Jesus te wees. Maar jy moet ook 'n voorbeeld van Jesus stel. 'n Christenleier mag nooit net soos 'n padteken wees wat vir ander mense sê waarheen hulle moet gaan, sonder dat hy self so toe gaan nie. 'n Christenleier moet voorloop. Hy moet 'n voorbeeld stel. En dink maar aan ons Here Jesus. Hy vra niks van ons, wat hy nie self ook kon doen het nie. Hy het immers vir jou aan die kruis gesterf. Hy is die soort leier wat 'n mens wil volg. Want hy het die voorbeeld gestel. So lei deur 'n voorbeeld van Jesus te wees. Ons moet baie versigtig wees dat ons dade nie so hard skree, dat ons kinders nie kan hoor wat ons sê nie. Om 'n leiersposisie in die kerk te vul, kan dikwels uitmergelend wees. Dit verg soms van jou om ondankbare werk te doen, werk wat niemand raak sien en waardeer nie. Jy mag dalk teëstand ervaar. En daarom mag dit dalk soms vir jou voel asof die gemeente jou nie verdien nie. As dit met jou gebeur, onthou dan wat Jesus vir jou gedoen het. Hy het vir jou gesterf toe jy nog 'n sondaar was. Hy het sy lewe vir jou gegee wat dit nie verdien het nie. Wees sy navolger en dien ander, sonder om te vra of hulle dit verdien. En dan kan jy ook sê, volg my voorbeeld, soos wat ek die voorbeeld van Jesus volg. Dan sal jy werklik ook 'n Christelike leier wees. Maar jy moet ook 'n verhoogd vir Jesus wees. En dit gebeur dikwels dat mense hulle posisie gebruik as 'n verhoog, as 'n manier waarop hulle self optel, om deur ander mense raak gesien te word. Ons moet altyd ons posisies gebruik as 'n verhoog vir Jesus, en nie as 'n verhoog vir onsself nie. Ek moet die verhoog word waarop hy staan. Jy doen nie jou werk so dat mense moet sê, "Sjoe, kyk hoe wonderlik is hy nie." Jy doen jou werk so dat mense moet sê, "Sjoe, kyk net hoe groot is die genade van die Here." En dit neem natuurlik die druk weg. Want jy hoef nie meer die een te wees met wie mense beïndruk is nie. As hulle van jou vergeet omdat hulle vir Jesus raak gesien het, dan was jy suksesvol. Dis immers wat ons in Johannes 3 vers 30 leer. Hy moet meer word, maar ek minder. Kom ons sluit die oë. Ag Here, so dikwels gebruik ons posisies en ons leierskap as 'n verhoog vir onsself. En ons wil hê mense moet doen wat ons doen, omdat ons dink ons is wonderlik. Ag Here, vergewe ons hiervoor. Help ons om te lei deur 'n voorbeeld van U te wees, om deur te lei deur U in die eerste plek self te volg. En gee Here dat ons lewens 'n verhoog vir U sal word. Amen.